Fuelsdrif, 'n klein dorpie in die Noord-Kaap, op die grens tussen Suid-Afrika en Namibië langs die Oranje rivier. Met om en by 600 inwoners, waar almal vir almal ken. Ek skat is die tipe communities waar as iemand jou roep, gaan jy 10-10-1 wie weet is. Maar misdaad in die gemeenskap kry jy nie nog baie nie. 'n Kerkvrou wat elke middag na skool vir die kinders lekkers uitgedeel het, plus Bybelklasse aangebied het. Sy was beskryf as 'n saggeaarde en gerespekteerde vrou van die kerk. En die einste vrou het pas 25 jaar lank tronkstraf gekry. Die rede, sy het na bewering kinders seksueel voorberei, vir hulle gegroom, terwyl sy toe kyk hoe die kinders met mekaar seks het. Hi, ek is Vanessa en welkom by Storytyd, waar ek nuusartikels deel wat ek gelees het. 'n Like, comment en as jy nog nie subscribe het nie, maak so, ek sal dit baie waardeer. Nuusstorytyd. In die dorpie met klipperige strate is dit hier wat Joanne Klase, 45 jaar oud, tydens Bybelstudie in 'n sinkhok agter haar huis kinders gefors het om hulle klere uit te trek en al maatjies dophou terwyl hulle model, naak, uitlokkende dansies te doen en seks te het met mekaar, terwyl sy vir haar eie plesier hulle dophou. Hofdokumente bewys dat Joanne nie die kinders haarself verkrag het nie, maar liewer dat sy wel dit geniet het om hulle dop te hou. Tydens die kinders op haar instruksie besig was met groepseks, so sy het hulle gesê wat om te doen. Toe hulle gedwing om beurte te maak om te kyk hoe hulle maatjies mekaar die dade doen. Onder andere het sy meer seuns gefors om meisies te verkrag. Ander tye was dit seuns met seuns en meisies met meisies wat met mekaar besig was. Met lekkernye het sy die kinders gelok na haar woning en met uitstappies was hulle reward na die dade. As haar kinders wat nie wou participate nie, was hulle weggejaag. Die plea agreement wat die rapport review het, contain die name van at least 9 kinders, 5 meisies en 4 seuns, tussen die ouderdomme van 7 en 12. Die vrou se sekscrimes het amper elke dag gebeur, vanaf January 2022 tot November 2023. Een van die victims het vir die skoolhoof gaan vertel van die speelietjies waar hulle mekaar onbeskof maak by die kerk-antie se huis. Onbeskof maak is hoe die kinders verwys het na seks. Joanne was 5 Desember 2023 in hegtenis geneem en was uiteindelik in die Springbok Regional Court 5 Junie gesentens. Sy het skuldig gepleit tot 33 aanklagte teen haar. 6 van gedwonge verkrachting, 11 aanklagte van poging om 'n kind te oorreed, te beveel of aan te hits om 'n seksuele misdryf te pleeg, 7 aanklagte van seksuele uitbuiting van 'n kind, 7 aanklagte van dwang of veroorsaking dat 'n kind 'n seksuele misdryf aanskou en 2 aanklagte van seksuele voorbereiding. In totaal is sy vir 75 jaar gevonnis. Maar omdat die sentences gelyklopend is, het sy in werklikheid 25 jaar gekry, waarvan 5 jaar suspended was. Sy kan ook nooit weer met kinders werk nie. Die gebeure hang nog soos 'n donker wolk oor die dorpie. Die wat nog oor dit praat sal goed sê soos ouers het gedink hulle kinders is safe en bly uit die kwaadheid as hulle vir Bybelstudie gaan by Joanne se huis. Sy was geken as iemand wat baie lief was vir kinders en die gemeenskap het haar vertrou. Joanne was getroud, maar sy het nie self kinders gehad nie. Terwyl haar man gewerk het,
was sy die een wat by die huis gebly het en haar tyd bestee aan kerkactivities en was baie betrokke by die plaaslike skool. Theo Daniels, hoof van Vioolsdrif VGK Primêre Skool, is die een wat Joanne se gruweldade by die polisie gaan expose het. Die leerling het in die hoof confide in 2023. Op die spesifieke dag was die kind en 'n maatjie so ontsteld want Joanne het hulle toe weggejaag. Hy vertel toe van die onbeskofmaak speelietjie by aan Joanne se huis en hoe Joanne die Bybel oopmaak en Bybelverse lees soos jy moet jou naaste lief hê soos jouself, om die kinders te laat glo dat dit wat hulle doen nie verkeerd is nie. 'n Breinkoebers was altyd op die vloer van die hokkie, waaronder die kinders per Joanne se instruction seks gehad het, terwyl sy vir hulle dophou. Ook waar hulle dokter en man en vrou games gespeel het. Joanne het altyd die rol van die man gespeel en die groter seuns instruct om die meisies te penetreer. Die kinders het niks klere onder die kombers gehad nie. Ek het siek geraak toe ek dit hoor, want ek het self kinders, maar ek moes my pause hou toe die kind dit vir my vertel, sê meneer Daniels. Die skoolhoof sê toe hy try sin maak van wat die kind nou vir hom sê en speel toe devil's advocate. Hy vra vir die kind, het sy nie dalk vir jou verbeel nie? En dit lyk die kind wou huil, want apparently het die kind alreeds vir groot mense gehad vertel van die speelietjies, maar niemand wou haar glo nie. En die hoof begin tel toe in sy mind, en hy dink toe, dis meer as die helfte van die leerlinge wat smiddag na Joanne se huis toe gaan vir Bybelklasse. Hy noem ook dat Joanne die kinders so goed geleer het, dat as iemand klop by die sinkhok, dat die kinders hulle Bybels moet gryp. Laat dit mos nou nie suspicious moet lyk nie. Haar man het 5 uur uitgeval, so as die kinders gehoor het die lorry buite, moes hulle verdag en huis toe gaan. Die kerk-auntie het die kinders so goed getrei dat hulle niks vir niemand moes sê nie. Anders was hulle uit die groep uit. Met al die informasie bel Mr. Daniels toe 'n speeder. Toe die polisie se kinderbeskermingseenheid van Springbok en maatskaplike werkers almal op die dorp toesak om Joanne te arresteer, was die gemeenskap glad nie happy nie. Hulle was nou toe kwaad vir die hoof en was opgeroep deur plaasboere om te please explain. Tot en met die ouers van die victims was kwaad vir die hoof, want niemand wou of kon glo dat die saggeaarde kerk-auntie wat Bybelklasse vir die kinders gee, so iets kon doen nie. Dis nou voor Joanne aan alles konfess het. Die feit dat sy nou gevonnis is, maak nie die gevolge tot nut nie. Hy het 'n kampe met kinders wat wegsluip om groepseks te hê en vir mekaar pornografie aan te stuur. Een seun wou my amper te lyf gaan en het gevra, hoekom het meneer ons vrou weggevat? Vertel meneer Daniels. Die hele gemeenskap is opgeneek, sê die hoof. Rapport het met 2 moeders, wie se kinders ook in die hok van gruwels was, gepraat. Sy het ons kinders se breine heel omgedraai. My kind was nie so 'n kind nie. Ek het hom en sy maatjie en 'n meisiekind eendag betrap. Toe kruip die meisiekind onder die bed weg. Hoekom kruip sy weg as hulle niks gedoen het nie? Haar trane begin loop wanneer sy sê sy voel skuldig dat sy haar seun toegelaat het om klasse se Bybelklasse by te woon. Dit voel asof ek my kind in gemorsin gestuur het. Ek wil my kind nie eens meer laat speel nie, want die mense kyk hom nou aan as iemand wat meisiekinders onbeskof sal maak. Die mammie voel skuldig dat sy haar seun gestuur het vir Bybelklasse by Joanne. Ondersoekbeampte Ayanda Phillips sê die ondersoek was baie challenging. Daar was verskeie victims met hulle eie trauma en eie stories. Hulle moes seker maak dat die slagoffers veilig voel, want wat hulle vertel het was crucial.
Ook noem hy dat hy hoop Joanne Klase se vonnis dien as 'n afskrikmiddel vir oortreders. Wat 'n storie. Die klein dorpie sal nooit weer dieselfde wees nie. Goodbye.